Gaan vanoggend voort met ons behandeling van die Hallelpsalms in hierdie nagmaalseisoen. Ons het verlede week stilgestaan by die eerste deel van Psalm 115 en vanoggend staan ons stil by die laaste deel van Psalm 115, in die besonder van vers 12 tot vers 18. Maar kom ons luister na die Here se woord uit Psalm 115, die hele Psalm van vers 1 af. Nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar aan U naam gee eer, om U goedertierenheid, om U trou ontwil. Waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God? Terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond, maar praat nie, hulle het oë, maar sien nie. Ore het hulle, maar hoor nie. Hulle het 'n neus, maar ruik nie. Hande, maar hulle tas nie, voete, maar hulle loop nie, hulle gee geen geluid deur hul keel nie. Die wat hulle maak sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Israel, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Huis van Aaron, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Julle wat die Here vrees, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Die Here het aan ons gedink, hy sal seën, hy sal die huis van Israel seën, hy sal die huis van Aaron seën, hy sal diegene seën wat die Here vrees, die kleintjies saam met die grootes. Die Here sal julle vermenigvuldig, julle en jul kinders. Julle is geseën deur die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie, maar ons sal die Here prys van nou af tot in ewigheid. Halleluja. Ons gaan in die geheel fokus op vers 12 tot 18 van hierdie Psalm, maar kom ons lees net weer terwille van ons klem, vers 12 en vers 13. Die Here het aan ons gedink, hy sal seën, hy sal die huis van Israel seën, hy sal die huis van Aaron seën, hy sal diegene seën wat die Here vrees, die kleintjies saam met die grootes. Geliefde gemeente, hoe lyk dit wanneer die Here jou seën? Of anders gevra, waaraan kan ons weet dat die Here ons seën en waaraan kan ons weet dat hy ons nog sal seën in die toekoms? Hoe weet ons of ons onder sy seën leef en of ons onder sy seën sal leef in die tye wat kom? God is wesenlik anders as die afgode. Hy kan enigsins seën, die afgode kan nie. Trouwens, om enige iets naas die Here te wil aanbid, met ander woorde om afgoderry te pleeg, is om te kies vir God se regverdige vervloeking. Maar nou weet ons vanuit die Here se woord dat hy by magte is om te seën en dat hy sy kinders ook wil seën. Ons weet dat hy dit ter wille van die eer van sy naam wil doen. Dit het ons verlede week vanuit die eerste deel van Psalm 115 gehoor. Ons het verlede week gehoor dat ons Psalm eintlik as 'n gebed begin. Die kerk van die Here was waarskynlik in een of ander noodsituasie gewees toe die Psalm oorspronklik geskryf is. Hulle was in 'n situasie waarin die heidene nasies maklik redes sou kry om hulle te spot. Die psalmdigter roep daarom die Here aan om te dink aan die eer van sy naam. Hy bid eintlik dat die Here die ironie van die heidene nasie se bespotting sal bloot lê, dat hy dit sal openbaar. Die ironie is immers dat hulle die lewende God en sy volk spot, terwyl hulle gode eintlik regtig niks kan doen nie. Dit is die psalmdigter se gebed. Dink aan U beloftes aan ons, sodat die heidene in ons kan sien wie U is. Tree op in U goedertierenheid en trou, sodat die eer van U naam hulle monde kan snoer. God is tog immers so anders as hulle gode.
Hy is al ons vertroue werd. Hy is ons hulp en ons skuld. Hy stel ons in staat om te kan doen wat ons geroep is om te doen en hy maak ons wie ons moet wees. En dit is hy wat ons beskerm. In die laaste deel van die Psalm is dit duidelik dat God wel die gebed verhoor het. En daarom gaan die laaste deel van die Psalm oor alles wat die kerk vanuit God se gebedsverhoring verwag. Dit leer ons by uitnemendheid ook wat ons uit God se verhoring van ons gebede kan en moet verwag. Ons weet mos, ons moet in verwagting bid. Ons moet volgens God se beloftes bid, maar ons moet dit doen in die verwagting dat hy ons sal verhoor. Ons hoor immers in Jakobus 1 vers 6 tot 8, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Ons behoort as kerk van die Here te bid en te verwag. So kom ons luister daarom na die seën wat ons moet verwag aan die hand van 3 hoofgedagtes uit ons skrifgedeelte. Ons gaan eers luister na God se omvattende seën, en dan God se vernuwende seën, en dan laastens God se weerklinkende seën. Ons eerste hoofgedagte is dan God se omvattende seën. Hoor weer die eerste deel van vers 12. Die Here het aan ons gedink, hy sal seën. Letterlik sou hierdie woorde ook vertaal kon word met die Here het ons onthou. Die psalmdigter het in die eerste vers van die psalm die Here in 'n sekere sin herinner aan sy verbond. Die psalmdigter het hom beroep op die Here se liefde en trou op die eer van sy naam. En ons weet ook nou al, die Here vra ons om hom te herinner aan sy beloftes. Nie omdat hy vergeet nie, maar omdat hy herinner wil word. Hy wil ons hoor. Nou hoor ons die wonderlike woorde, die Here het ons onthou. Die Here het sy gedagtes op ons gerig. Hy het aandag aan ons gegee in ons nood. Dit is nogal opvallend dat daar pertinent staan, die Here het ons onthou. Terwyl die Psalm begin met 'n oproep wat herhaal, nie aan ons nie, maar aan u naam gee eer. Laat u heerlikheid sigbaar word terwille van die eer van u naam. En nou hoor ons, die Here doen dit deur ons te onthou. Hy verheerlik homself deur genade te bewys. Hy onthou sy beloftes aan sy kinders, en dan is dit vir hom tot eer om dit uiteindelik aan hulle te vervul. Hoe wonderlik is dit? God eer homself deur aan ons te dink, deur met sy beloftes in gedagte aan ons genade te bewys. Hy eer homself deur te dink aan sy beloftes van lewe en vrede. Hy eer homself deur sy kinders te laat deel in die gemeenskap met hom. En hy eer homself deur die sonde en die skuld in sy kinders se lewe tot niet te maak. Ons weet nie werklik watter saak dit aanvanklik vir die psalmdigter duidelik gemaak het dat God sy volk onthou het nie. Maar ons weet watter gebeurtenis by uitnemendheid die feit dat God ons onthou tot openbaring gebring het. Wanneer Maria, die moeder van Jesus, haar lied sing nadat sy met hom swanger geword het, dan sing sy volgens Lukas 1 vers 54 tot 55 van die Here. Hy het sy knegt Israel bygestaan sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. God het aan sy barmhartigheid gedink, hy het dit onthou, en hy het daarom ook aan sy volk gedink. Hy het ons onthou in Christus. Hy het sy aandag gevestig op sy beloftes en ons daardeur gered uit ons heel diepste nood. Sien, die belofte aan Abraham het behels dat God vir ewig die God van alle gelowiges sal wees en dat alle gelowiges vir ewig sy volk sal wees. Maar hoe kan hy die driemaal heilige en heerlike God homself tot 'n God van sondaars maak? Hoe kan hy van mense wat sy wraak oor die sonde verdien 'n gemeenskap maak wat die ewige lewe erf?
Hoe kan hy die hulp en die skuld wees van mense wat van nature geneig is om God en hulle naaste te haat? Dit kan tog nie. God sal 'n kompromie op sy heiligheid en sy geregtigheid moet aangaan en dit kan hy nie doen nie. God kon nie maar net sommer die beloftes aan Abraham, Isak en Israel vervul nie. Daar sou eers voldoening aan God se geregtigheid moes wees. Daar sou eers vir die sonde van die kinders van Abraham, Isak en Israel betaal moes word. Die volk wat in die gelowiges geskape sou word, sou eers uit hulle doodse toestand van ontbinding en sonde opgetel moet word. En die Here het in sy beloftes aan ons gedink. Hy het ons in sy beloftes onthou en aan ons die volkome middelaar tussen hom en ons voorsien. In Christus het God ons onthou en in Christus sal hy ons nooit vergeet nie. Hy wil ons nooit vergeet nie, want Jesus pleit as ons middelaar nou voor die Vader, ook op grond van sy beloftes. Hy pleit by uitnemendheid op grond van die beloftes wat in homself vervul is. Hy pleit op grond van die lewe van geregtigheid wat hy in volmaakte gehoorsaamheid vir ons geleef het. Hy pleit op grond van die volmaakte offer wat hy in homself ter betaling vir ons sondeskuld gebring het. Hy is die rede dat God aan ons dink. En hy is die rede daarvoor dat God ons nooit sal vergeet nie. Hy is die rede daarvoor dat God ons tot in alle ewigheid volgens sy goedertierenheid en trou sal hanteer. En dit, omdat God hom in ons plek hanteer het, soos iemand wat deur God vergeet is. Dit is wat die hel is. Dit is wat die kruis was, om hanteer te word asof God jou vergeet, asof hy nie meer aan jou wil dink nie. Nou daarvan is elkeen wat waarlik in Christus glo gered. God sal aan ons bly dink. Hy sal sy beloftes onthou en hy sal ons in Christus onthou. Laat ons dit tog ter harte neem in hierdie voorbereidingstyd. Die nagmaal van die Here is 'n gedagtenismaal. God het dit ingestel sodat ons kan onthou dat hy onthou. Daarom, broer en suster, vra jou af, voel ek dat God my vanweë hierdie of daardie ding dalk vergeet het? Voel ek asof God my as gevolg van een of ander sonde vergeet het? Ons God is ook hier nie soos die afgode nie. Hy het ons onthou. Elkeen wat sy verlossing buite homself in Christus soek, kan dit maar weet. Elkeen wat sy verlossing in God alleen soek, en nie in allerlei afgode of ander dinge nie, kan daarop reken. Die troue verbondsgod het ons onthou, en in Christus sal hy ons nooit vergeet nie. Sy aandag is by ons, want hy het ons in Christus lief. Wat 'n heerlike ding om te mag weet. Dit is die grondslag vir al God se handelinge teenoor sy kinders dwars deur die eeue, selfs vir die Ou Testamentiese kerk. Die menslike digter van ons skrifgedeelte het dit in beginsel geweet. Hy het geweet, die Here sal ons onthou. Maar hy het ook geweet wat die heerlike gevolge daarvan is, dat God onthou. En daarom verklaar hy in die geloof, God sal ons seën. God se seën spruit uit sy onthou uit. Hy dink aan sy verbond en dan laat hy die seëninge wat hy beloof het daaruit voortvloei. En sy seën is omvattend. Ons hoor in vers 12 en 13, hy sal die huis van Israel seën, hy sal die huis van Aaron seën, hy sal diegene seën wat die Here vrees, die kleintjies saam met die grootes. Omdat God onthou het, is dit te verwagte dat hy ook sal seën. As die Here seën, dan kom hy immers ook sy verbondsbeloftes na. Voor ons egter by die verskillende kringe van sy seën kom, vanuit ons skrifgedeelte, is dit belangrik dat ons net weer enkele opmerkings oor die seën van die Here maak. Ons het al van tevore daaroor gehandel, maar baie keer dink en praat mense asof die seën van die Here iets is wat 'n mens met gehoorsaamheid kan verdien. Maar dit is egter nie die geval nie. Ons kan nie voor die Here enigiets verdien nie. Ander kere praat mense asof die seën van die Here gebind is aan voorspoed
Baie reën, baie geld, baie prestasie word dan sommer seëninge in dit self genoem. Maar die Bybel leer ons egter om heel anders te dink oor die Here se seën. God se seën is nie iets wat hy gee sodat mense in die seëninge op sigself vreugde moet vind nie. God se seën is iets wat hy gee om ons beter in sy persoon vreugde te laat vind. Daarom sê die Bybel om onder die Here se seën te leef is om voor sy aangesig te leef. Dit gaan uiteindelik oor die persoonlike gemeenskap met hom. Wanneer die Here ons dan seën in die lewe, dan beteken dit dat hy so vir ons sorg en so in ons werk dat ons sy koninkryk beter soek. Dit beteken hy sorg so vir ons, fisies en geestelik, dat ons in ons aanbidding kan groei. Daarom leer Jesus ook aangaande die sorge van die lewe in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. God gee vir ons seëninge sodat ons sy koninkryk beter kan soek, sodat ons in ons aanbidding kan groei. As ons dan vir bepaalde seëninge op sigself beginne leef, eerder as vir die Here self, dan mis ons die bedoeling waarvoor God dit gee. En dan kan die Here ons maklik tugtig deur daardie seëninge van ons af weg te neem. As ons egter vanuit sy seën vir hom leef, dan groei ons in die geloof, in die liefde en in die lydsaamheid. Nou beloof die Here vanuit ons skrifgedeelte vir sy kerke omvattende seën. Ons hoor die seën word toegesê aan Israel, die huis van Aaron en diegene wat die Here vrees. Ons het ook gehoor dat elkeen van hierdie groepe opgeroep word om op die Here te vertrou in vers 9 tot 11. Hy is hulle hulp en hulle skild. Wanneer die Here beloof om Israel te seën, dan gaan dit oor sy volk in die geheel. As Nuwe Testamentiese gelowiges kan ons dink aan sy kerk reg oor die wêreld. Omdat God dink aan sy beloftes, sal hy haar seën. Die ware kerk van God reg oor die wêreld en deur die eeue is nie deur die poorte van die doderyk oorweldig nie, omdat hy haar geseën het. Ons kan maklik perspektief verloor van hierdie wonderlike belofte en die vervulling daarvan in die geskiedenis. Ons kan maklik dink die Here seën nie sy kerk meer soos in die verlede nie, want kyk hoe groei die sekularisme, kyk hoe groei die wêreld in sy boosheid. Kyk hoe sukkel so baie plaaslike kerke, selfs in ons eie kerkverband. Maar op die ou end sal die kerk van God reg oor die wêreld en reg deur die eeue op die laaste dag verskyn as 'n ontelbare menigte. So ontelbaar soos die sterre in die hemel en die sand wat aan die seestrand is. Dit alles omdat God haar deur die eeue in stand gehou het en geseën het om te kon doen wat sy moes. Dieselfde geld vir die amptdraers in die Here se kerk. Dit is uiteindelik waaroor die huis van Aaron gaan. Die huis van Aaron was die priesterorde van die Ou Testamentiese kerk. Hulle was die besondere amptdraers wat die Here vir die bediening van sy genademiddele ingestel het vir die kerk van destyds. God seën nie net die godsvolk in die geheel nie, maar ook spesifiek diegene wat hy afsonder en roep om haar in die besondere ampte te dien. Hy seën die predikante, die ouderlinge en die diakens oorvloediglik, sodat hulle die volk kan voorgaan daarin om sy koninkryk te soek. So bewaar God sy kinders teen dwaling, teen vervreemding, teen wêreldgelykvormigheid. Nou hoor ons uiteindelik dat almal wat die Here vrees, klein en groot, sy seën sal ontvang. Almal wat waarlik in die Here glo, wat hom vrees as sy kinders, kry sy seën, of hulle groot of klein is, maak nie saak nie, hulle status speel daarin geen rol voor God nie. Die grootes leer hy deur sy seëninge dat hulle in alles van hom afhanklik is, en die kleintjies leer hy deur sy seëninge dat hy hulle uiteindelik sal verhoog en verheerlik. So hoor ons, dis van God se omvattende seën. Hy seën vanuit sy onthou. Hy onthou sy verbondsbeloftes in Christus en daarin onthou hy al die gelowiges. En aangaande sy seën, hoor ons selfs in vers 14 van ons skrifgedeelte, die Here sal julle vermenigvuldig, julle en jul kinders. Dit geld vir
God se kerk in die geheel. Hy maak haar werklik baie. En hy doen dit deur geslagte heen, daarom die troostryke byvoeging en julle kinders. Die Here bewys barmhartigheid tot aan die 1000ste geslag van die wat hom liefhet, van die wat hom waarlik vrees. Ons moet tog nooit dink die kerk van die Here krepeer nie, broer en suster. God se kerk is op verskillende tye en op verskillende plekke dalk nie ewe veel of dalk nie ewe sterk nie, maar as dit kom by God se universele kerk, dan voeg hy werklik by. Hy vermenigvuldig deur geslagte heen. God seën omvattend. God onthou omvattend. Hy onthou al sy beloftes en hy onthou elkeen wat deur die geloof van daai beloftes 'n erfgenaam is. En daarom sien ons so 'n omvattendheid aan sy seëninge vir die kerk. Dit bring ons by ons tweede gedagte, God se vernuwende seën. Hoor weer vers 15 en 16 van ons skrifgedeelte. Julle is geseën deur die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Waar vers 15 sê dat die volk geseënd is deur die Here, spreek die digter eintlik 'n hoopvolle verwagting uit. Hy verwag dat God sy volk sal seën. En waar hy vroeër die seën aan God se verbond gekoppel het, gryp hy nou terug na die skepping van hemel en aarde. Die seëninge wat die volk kan verwag, is seëninge van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Weereens skemer daar 'n sterk kontras tussen God en die afgode in ons psalm deur. Die seëninge van die Here is niks soos die kamstige seëninge wat die afgode kan bied nie. En die redes daarvoor het ons nou al gehoor. Die afgode is onmagtig om enige iets goeds en moois vir hulle onderdane te bewerk. Die Here daarenteen het die hemel en die aarde gemaak. Hy het die hemel en die aarde geskape deur bloot te spreek. Dit is die klinkklare feit waarmee die Bybel begin in Genesis 1 vers 1. Hy wat spreek en dit het gebeur is die een van wie ons seëninge kan verwag. Die hemel en die aarde is groter as wat ons met al ons wetenskaplike navorsing kan deurgrond. Nou nog kon die mens nie die diepte en die wyte van die skepping uitvind nie. En hy wat dit alles gemaak het, is die een waarvan die gelowiges hulle seëninge kan verwag. Hy is nie arm en onmagtig soos die afgode nie. Hy is bekleed met majesteit, heerlikheid en ewige krag, waarvan ons maar 'n deeltjie in die skepping kan sien. Dit is hy van wie ons ryke seëninge kan verwag. Dit is hy van wie ons oorvloedige, vernuwende en vars seëninge kan verwag. Daarom sê ons psalm ook dat die hemele is vir die Here, maar dat hy die aarde vir die mensekinders gegee het. As ons vers dit sê, dan wil dit nie sê dat die hemele God se terrein is en die aarde die mense, so asof God opgesluit is in die hemele, maar die aarde die mense plek is nie. In ons skrifgedeelte wil ons juis vanuit die herinnering aan die skepping wys hoe oorvloedig die Here se seën vir sy kinders is. Hy het by die skepping oorspronklik die hele aarde gegee, sodat die mens dit moes bewoon en bewerk, sodat die mens van die aarde een groot aanbiddingsruimte kan maak, waarin hy vir ewig met die Here sou kon wandel. Ons weet mos die Here het by die skepping van man en vrou hulle geseën en gesê dat hulle die aarde moet onderwerp en daaroor heers. Wanneer ons psalm teruggryp na hierdie gebeure, dan wil hy ons daaruit eintlik iets wys oor ons toekomstige werklikheid. God het in Christus die aarde werklik vir sy kinders gekoop. Die aarde sal uiteindelik die groot aanbiddingsruimte word wat dit nog altyd moes wees. God beloof immers, hy sal dit nuut maak. In beginsel behoort alles alreeds aan Christus en behoort dit in Christus alreeds aan ons, maar die Here sal dit alles uiteindelik vernuwe ter wille daarvan dat ons vir ewig met hom op die nuwe aarde mag leef. Dit was immers nog altyd die verwagting van die gelowiges. Ons hoor in Romeine 4 vers 13 aan die belofte dat hy 'n erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Dat God alles
so ryklik sal vernuwe dat die aarde aan die gelowiges mag behoort, was nog altyd die kerk se verwagting. Maar as ons die woorde van ons skrifgedeelte hoor, moet ons dink aan die toekoms, maar nie net aan die toekoms nie, want die herskepping van die Here het reeds begin. Dit het begin in elkeen wat waarlik glo. Wanneer die Heilige Gees ons innerlik vernuwe en ons aan die lewende Christus laat deel kry, dan lei hy ons om te leef onder die verwagting van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die Here sal ons seën en hy het die aarde aan die mensekinders gegee. So lei die Gees ons nou reeds om as erfgename in alles wat ons doen te leef met die oog op die nuwe skepping. In Christus behoort alles alreeds in beginsel aan ons. Die nuwe hart en die nuwe gees wat die Here vir sondaars gee, glo dit en leef daaruit. Dit word deur God se seënende hand vernuwe om daaruit te kan leef. Die God van die hemel en die aarde sal ons seën en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal uiteindelik deel van daardie ewige seëninge uitmaak. God is magtig daartoe. So hoor ons dus van God se vernuwende seën, maar dit bring ons in ons skrifgedeelte ook nog by ons laaste hoofgedagte, God se weerklinkende seën. Hoor weer vers 17 en 18 van ons skrifgedeelte. Die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie, maar ons sal die Here prys van nou af tot in ewigheid. Halleluja. As ons skrifgedeelte mooi bekyk, dan sien ons dat daar op hierdie punt eintlik 'n neerwaartse verloop is. Ons hoor dit daar van die hemel na die aarde, na die doderyk toe beweeg word. Die hemel is die troonkamer van die Here, die aarde die aanbiddingsruimte wat hy vir die mens bemaak het. En nou hoor ons van die dood, van almal wat na die stilte neerdal. In die dood sal die Here nie geloof word nie, want God is nie 'n God van dooies nie. Die dood pas nie by die aanbidding van die lewende God nie. Ons sien hier eintlik hoe ons skrifgedeelte die kontras tussen God en die afgode handhaaf tot die einde toe die afgode se diens aan die afgode loop om vas teen die dood. Maar die Here word vir ewig geprys. Hier sien ons pragtig uit die Ou Testament hoe die verwagting van die ewige lewe reeds daar was. In die dood sal hy nie geprys word nie, maar ons sal hy prys tot in ewigheid. Wat beteken dit tog anders as dat die dood nie oor die kerk die oorhand sal kry nie? Ons weet mos, hulle wat in die Here glo sal leef, al sterf hulle ook. Die dood is nie meer vir ons 'n vervloeking nie. Ons sal tot in ewigheid by die Here leef. Ons sal tot in ewigheid daar wees om God te prys. En nou is dit opvallend, die woordjie wat hier met prys vertaal is dieselfde Hebreëse woord wat ons Psalm die heeltyd gebruik vir seën. Sou dus ook letterlik vertaal kon word om te sê dat ons die Here tot in ewigheid toe sal seën. Nou weet ons kan nie die Here ryker maak as wat hy is nie. En wanneer die Bybel sê dat ons die Here seën, dan beteken dit eintlik dat ons in die geloof antwoord op sy seën met lof en eerbied. Dit beteken dat God se seën in ons lewe 'n weerklank vind. Ons kan tog nie stil bly in antwoord op al die seëninge waarvan ons nou gehoor het nie. Die dankbare erkenning van God se goedheid en guns moet in ons lewens weer klink. Dit moet baie letterlik in ons gesamentlike aanbidding en in ons gebede weer klink. Ons leef deur die werking van die Heilige Gees mos nie meer grafgebonde nie. Om nie die Here te wil loof vir wie hy is en wat hy doen nie, is om 'n grafbestaan te voer. Dit is om dood te wees. En gelowiges doen nie dit nie. Hulle ewige vreugde sal wees om in alles dankbaar te antwoord op God se heerlike seëninge in Christus. Ons weet immers wat die prys daarvoor was. God die Seun het uit die hemel, wat die hemele is vir die Here, neergedaal na die aarde waar die mensekinders was, en daar het dit nie gebly nie, hy het selfs neergedaal na die doderyk toe ook. Dit het hy gedoen om vir elkeen wat in hom glo die mag van die dood te verbreek, sodat God se seën in ons mag weer klink vir ewig. Wat 'n heerlike seëning is dit op sigself. Die graf
het nie vir ons die laaste sê nie, maar die heerlike seëninge wat Jesus vir ons met sy bloed gekoop het en met sy opstanding verseël het. Geliefde gemeente, die kerk deur die eeue kon dankbaar erken, die Here het ons onthou. En die kerk deur die eeue kon dankbaar verwag, God sal ons seën. Hy sal ons omvattend seën, hy sal ons vernuwend seën en sy seën sal vir ewig in ons weerklank vind. Mag ons leef in hierdie vertroue, dan is ons immers werklik geseënd. Mag ons leef met die woorde van Efesiërs 1 vers 3 in ons harte. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Amen.